Nou vandag wil ek met jou praat, voordat ons met ons reeks afskop en in ons konferensie ingaan, oor wat is nou eintlik God se deel? As ek na my lewe kyk, en die lewe wat God my gegee het, dat wat is God se en wat is myne? Wat kan Renier sê? Dis nou myne. En ek luister 'n interessante ding van 'n sielkundige wat so 'n bietjie uitpak oor kinders. Nou dis nou kleintjies. Die van julle wat nou kleintjies het of kleinkinders het, sal nou weet dis so presies so. So kleintjies is soos dit. As hulle dit in hulle hande vashou, dan is dit hulle sin. As die maatjie dit in hulle hande vashou, dan is dit nog steeds hulle sin. Okay? As hulle dit kan sien, dan is dit hulle sin. En as hulle dit nie kan sien nie, dan is dit nog steeds hulle sin. Dis nog steeds hulle sin. En my neef hulle sy een kind was so verskriklik oor dammies. Hy wil nie dammies hê. En eendag sê hulle nee man, ek kan nie so aangaan. Hulle moet met die dammies klaarmaak. En toe hulle met die dammies en hulle vat toe die dammies weg en hulle steek dit in die kar weg agter. Maar die kind raak nou hysteries. Toe sê hulle nee, hulle moes dit vir bokkie, so hulle moes dit nie iemand anders in die dammies nodig gehad. Dit kan nie. Jy's nou 'n groot seentjie, jy kan nie meer nie. Kyk, daai kind is oor die boot agter, tussen die tasse en dis asof hy 'n radar het. Hy kry daai dammies, want dit is myne. My dammies, ek wil dit hê. So as ek my lewe opweeg en dit wat die Here vir my doen en wat die Here vir my gegee het, wat is nou eintlik myne en wat behoort aan God? En ons gaan maar dit vandag so 'n bietjie uitpak. Wat is regtig joune? En wat is regtig God se? En ek hoop na vandag gaan jy daar 'n bietjie skuif in jou wêreld oor al die materiële, hierdie aardse goed wat ons baie keer so baie waarde aan het. Ek het 2 jaar terug te maak 'n stelling wat so 3 mense se oor laat rek het oor aardse rykdom en die materiële. Nou dit is nie 'n nuwe weergawe nie. Al die goed wat jy op aarde bymekaar maak en selfs los, en ons moet los. Die Bybel sê 'n goeie man los selfs vir die 3de slag. Jy los goed vir die mense na jou. Dus jy's regverdig en goed as jy dit doen. As jy 'n erfenis en 'n nalatenskap kan los, daar's niks mee fout nie. Dis mooi, dis selfs goddelik. Maar die Bybel sê, al die materiële wat ek en jy gaan sien, dit staan in Openbaring, gaan verteer en verbrand word deur vuur. Daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. So al die goedjies wat jy vir jouself hou, wow, dis ouma Derksen se spesiale koppies. Dit het hier aangekom in 1715. Dit gaan verbrand word deur vuur. So ons heg baie waarde aan goed wat eintlik dit het geen ewigheidswaarde. Ja, daar's goed wat belangriker is daar buite. Nou jy mag en is mooi en as niks mee fout nie, maar wat is God se en wat is myne? So ons gaan begin in Matteus 22. Ek gaan eers die opbou lees en dan gaan ons vir ons daai vers vir ons opsit. So Matteus 22, baie bekende stuk in die Bybel. As jy nou 'n bietjie rondgespring het in die woord, sê jy, dis een van daai swaar stukke in die Bybel. Want aan die einde van Matteus 22, val vers 37, maak Jesus hierdie stelling: jy moet die Here jou God lief hê met jou hart en krag. Verstaan? Dis eers die grootste gebod. Dis 'n verskriklike groot stelling, maar nie baie mense weet van hierdie stukke wat ek nou gelees is een stuk. Dit gebeur in een moment waar Jesus het 'n gesprek, dan draai hy dan tot die volgende gesprek, dan draai hy dan tot die volgende gesprek. So dis nie daar week om maande nie, dit gebeur in dieselfde oomblik. Gebeur hierdie gesprekke na hierdie groot opbou toe van dis hoe jy die Here moet lief hê. So die storie begin so. Toe gaan die Fariseërs saam raad hou oor hoe hulle sy woord, hoe hulle hom in sy woord te verstrik. So hulle hou toe nou 'n bestuursvergadering oor hoe kan hulle Jesus uitvang. Dis wat gebeur. Die Fariseërs, die skrifgeleerdes. En hulle stuur hulle disippels, dis nou die Fariseërs se disippels, die saam met die Herodiane. Dis die mense wat hulle Herodes ondersteun. Die politieke leiers, die manne wat die stelsel geondersteun het. Hulle stuur nou hulle volgelinge saam met die mense wat die stelsel geondersteun het. Nou dit is nou so mense wat eintlik nie saamloop nie, want nou die Jode wou hulle self regeer het, hulle het nie van Rome behoor hulle gehou nie, maar for the sake of, hulle wil nou Jesus vang in 'n strik. Vat hulle, the enemy of my enemy is my friend. Dit is anders so. Hulle vat die ouens saam, hulle nie op dieselfde vuur sit nie. Ons gaan nou saam, want ons wil Jesus in 'n strik vang. En ons gaan nou, hulle vat hulle spesifiek saam, want hulle wil iets vra oor wat aan Herodes raak. Iets wat met die politieke stelsel te doen het. Nou vat hierdie manne saam, en nou kan die disippels kom getuig, ja, maar Jesus het nou nie
politieke systeem gepraat, hy het nou iets gesê en nou is daar moeilikheid. Maar kyk wat gebeur. En hulle stuur hulle disippels saam met die Herodiane na hom en sê, meester, ek weet, dit was dieselfde, die Fariseërs as hulle met Jesus praat, dan begin altyd so mooi, hulle maak eers 'n mooi status. Jy kan gelyk, reg in die Bybel. As hulle die Fariseërs met Jesus praat, dan kom hulle eers met agting, hulle maak eers hulle paai hom. Hulle sê nou eers so, dis iets mooi. Dit gebeur al in Johannes 3, regdeur gebeur. Ons weet dat U waaragtig is en die weg van God in waarheid leer. En U aan niemand steur nie. Want U sien nie die persoon van mense aan nie. Hy sê, ons kan sien dat U die waarheid leer, iets van God afgestuur. Ons kan dit ons agter. Sê dan vir ons, wat dink jy? Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Nou as ek daai vraag vandag vir ons hier moet vra, op 'n naamlose vormpie. Is dit geoorloof om aan die politieke stelsel van Suid-Afrika belasting te betaal? En ek sê vir jou, naamloos, niemand gaan weet nie. Nou wie sit selfs politieke leiers vandag onder ons? Ek dink selfs hulle gaan sê nee. Nee. My geld. Nee, goed. So ek het nou hier, ek nou vir jou 'n munt opgesit van dis so ons dink op die goed, hoe Caesar gelyk het. So dis nou dat jy nou net kan sien, dis 'n baie groot munt, hy gaan in jou beursie pas en jy kan hom ook nie kry nie. Dis ook niks werd nie, dis karton. Alraai, dis moenie worry, dis nou nie. Maar dan moet jy verstaan die stryk wat hulle vir Jesus probeer stel. Hulle sê vir Jesus, onthou, hulle bring nou, ja, ek gaan nou nie naam noem, hulle bring nou die manne van SARS saam. Dis dit hulle doen. So hier kom die disippels van die Fariseërs, ons weet U is 'n leier van leiers, U praat die waarheid, U bring lewe, ons kan sien dis van God af. Maar moet ons belasting betaal? Ons is mos nou koninkryksmense. Ons is ewigheidsmense. Moet ons belasting betaal? Nou dink ek, staan die arme manne so, ja, ons wil graag hoor. Nou kyk hulle, nou haal hulle boekies uit, nou hulle gaan seker begin kyk, wie staan almal saam met Jesus daar? Wat is hulle belastingnommers? Waar bly hulle? Is hulle gestreep? So kyk, wie sê die volgende? Mense gaan dit nou hoor. Maar nou weet hulle, die strik is, as Jesus sê ja, dan sê hulle, okay, jy ag, hierdie is 'n steen bo God. En as hy sê nee, dan gaan hulle sê, vat hom maar. Nou kan jy hom maar kry. Hy sê nie, hy wil homself nie onderwerp nie. So nou kry hulle hierdie prentjie waar Jesus nou in die strik wil hê. Sê dan vir ons, wat dink jy? Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Moet ons belasting betaal of nie? En ek dink ons almal weet dat ons in 2026 ook sal sê. Ons is gewone mense. Maar Jesus het hulle boosheid bemerk en gesê, geveinstes, waarom versoek julle my? Wys vir my 'n belastingmunt, wys vir my geld. En hulle het vir hom 'n penning gebring. En hy sê vir hulle, wie se beeld en opskrif is op dit? As jy nou nie die geld kyk, wie se beeld en opskrif is op dit? Hulle antwoord, die keiser se. Die keiser se beeld is op hierdie munt. Daarop sê hy vir hulle, betaal aan die keiser wat aan die keiser toekom. En aan God wat aan God toekom. Dis nou die vers, ek kan hom nog opsit. Daarom sê hy vir hulle, betaal aan die keiser wat aan die keiser toekom, en aan God wat aan God toekom. Die nuwe lewende vertaling sê wel, sê hy toe, gee dan aan die keiser wat aan hom toekom, en gee ook aan God alles wat aan hom toekom. En toe hulle hoor, was hulle verwonderd, en het hom verlaat, en weggegaan. Baie interessante interaksie. Nou as jy die volgende vers gaan lees, gaan jy sê, dieselfde dag kom daar toe Sadduseërs na hom toe. So ek net weet jy, die storie gaan aan. So dieselfde dag kom die Sadduseërs, nou die Sadduseërs het nie geglo in die opstanding en dat mense wat gesterf is weer kan leef nie. Dit was hulle was 'n ander faksie. So hierdie storie gaan nou aan. Maar Jesus kom sê iets incredible. Hy kom sê vir hulle, wanneer met by jou belastinggoeders kom, en almal van ons was nou laas maandag, die van jou wat nie geonthou is 6 is nie. Moes nou laas maandag moes jy nou begin, net nou die belastingsseisoen is nou ook vir ons gewone mensetjies. Jy moet nou papierwerkies insit, jou mediese sertifikaat moet jy nou instuur, en as jy aan die tyd het, jy moet nou wys nie, okay, ek werk die geldjies, regtig, en as SARS nou regtig wat oulik is, dan kry jy nou, ek het al met my gebeur, en ek het by die eerste keer, dit het al meer as een keer gebeur, dankie, Jenny, en ek is dankbaar vir dit.
Dan skrik my, want ek weet nie altyd hoe werk hierdie goed so met, want dis 'n sisteem. Dan kry jy 'n SMS, jy's geassess, jy kry al die goed, dis deur, en dan kry jy 'n e-mail as jy hom oopmaak, en die eerste keer toe knak my been, so want toe staan daar 'n minus voor. Ek nog, heerlikheid. Skuld ek SARS geld. Ek bel die boekhouer en sê, wat nou? Sy sê, nee, hulle skuld dit vir jou. Dankie. So dit is geld. Maar die realiteit van hierdie wêreld is, Jesus kom en hy sê, as jy na die munt kyk, aan wie behoort die munt? Behoort aan die keiser, geef hom wat aan toekom, en dan maak hy 'n groot stelling, hy sê, maar gee ook aan God wat aan God toekom. Nou, ek gaan vandag oor geld praat, maar dis 'n baie klein saak wat ek wil sê. Wat Jesus eintlik daar sê is, as die keiser sy eie gesig gevat het, en het gestempel het op 'n munt, en hy sê, dit behoort aan die keiser, dis jou belasting aan die keiser, want dit is syne. Waar het God sy beeld kom stempel? Oké, dis so 3 wat het val. Waarop het God sy beeld kom stempel? Op jou. Aan die begin sê hy, kom ons maak mense na hoe? Na ons beeld. Hier is 'n baie diep ding wat Jesus hier so sê. Hulle dink hulle gaan net vra belasting. Hy sê, hey ons moet belasting betaal. Ons besef dit. Dit is nie net so, party lande betaal minder belasting daar. Party lande, in die middel is wat jy 0 belasting betaal. Ek dink dis grait. Maar belasting is belasting. Maar hy kom sê soveel meer. Hy sê, maar gee aan God, wat aan God toe kom. Nou dink baie mense verkeerlik, Jesus praat oor geld, dis deel van dit. Maar dit is 'n baie klein deeltjie van dit. Hy sê, maar gee aan God, wat aan God toe kom. En wat kom aan God toe? Jy kom aan God toe. So, aan die begin, en ek begin om by die einde. As jy my moet vra, wat op aarde is myne, en wat op aarde is God se, wanneer dit by my bestaan kom, is die antwoord vir my baie eenvoudig. Niks wat ek het is myne. Alles wat ek het, alles wat ek is, alles wat ek nog ooit sal kry, behoort aan God. Amen. Want hy het sy beeld oor my en jou kom skryf. Hy het oor my en jou kom verf. Hy het 'n goeie werk gedoen daarmee. Veral met die mans. Hy het 'n goeie werk gedoen met sy beeld, man. Ja. Toe gooi die man gemaak het, sê by die man en hy het gerus, hy klaar sê dit is goed. Dit is baie goed. Vrouens. Vir ons as mans is dit baie goed dat julle gemaak is. Maar vrouens is nie klaar gemaak nie. Nou raak dit warm. Hoe weet ek vrouens is nie klaar gemaak nie? Want as ek hier ergens wat aangaan en almal vind wat langer as 'n week getroud, dus is jou vrou nooit klaar nie. Kyk, en ek kan opstaan in die oggend, my tande borsel en my gesig was, dan is ek reg. As 'n vrou opgestaan het en haar gesig gewas het en haar tande geborsel het, dis die eerste van 37 stappe wat daai oggend moet gedoen. Voordat jy eers die werk kan afhandel en dan klaar maak. Dus ek weet L'Oreal, jy hoor dit, doen dit, kry dit maar. En ons is dankbaar dat jy 'n oorlogspuit aansit, dankie dat jy moeite doen. Swaardeer dit. Moet net nie so baie moeite doen dat jou man jou in die oggend nie herken. Dus dan het jy nie te veel moeite doen. Dis te veel. Maar die Here kom en hy kom sit ons sy beeld oor ons en hy het 'n goeie werk gedoen. En hy kom sê vir hierdie volgeling wat uit 2 verskillende lewenswandels kom en hy sê, wat behoort aan God? As die munt aan die keiser behoort, wat behoort dan aan God? En maar dit wat aan God behoort, moet jy vir God gee. Dit behoort is sy deel. Nou dink maar, wat is dan sy deel? Waar hy, op wat het hy sy stempel gesit? Hallo? Hy het op jou kom sit. Hy het sy stempel op jou gesit en dis waarom as jy begin van die jaar begin het. Ek is gemerk deur sy heerlikheid. Die grootheid van wie hy is, sy naam, die wonder van sy krag, het hy oor ons kom skryf. Hy het kom stempel op ons, dis wie ons is. Nou kom Jesus en hy vat dit 'n stap verder, hy sê maar, gee dit aan God, want dit kom hom toe. Dis wat jy aan God moet gee. Dis sy deel.
Nou wat sluit dit alles in? As die vraag is, nou hier op aarde, wat behoort aan God? Hier is die eenvoudige antwoord, alles. Dis alles. Alles wat jy het 'n rentmeester daarvan. Dis alles syne. Want as ons nie is nie, dan is ons soos hy klein 2-jarige. As ek dit kan sien, dan is dit myne. As dit iemand anders is, dan is dit myne. As ek dit nie kan sien nie, is dit myne. Dis myne. Nee, dit is nie. Dis alles syne. En wanneer jy dit begin verstaan, dan begin jou wandel in koninkryk baie makliker word. Want jy sien, en ek het dit 'n ruk terug gesê, daar's net 2 koninkryke waar ons leef. Die koninkryk van lig en die dominion van duisternis. Dis dit. Daar's 'n klomp ander dinge en faksies en tribes en mense en grense en lande, is alles daar, maar op die einde van die dag is daar net hierdie 2. En in die koninkryk van lig en die koninkryk van God is dit so, alles behoort aan God. Dis God se. Dis wat Jesus sê. Gee aan God dat hom toekom. En die Sadduseërs kom en hulle kom praat met hom op dieselfde dag en hulle vra hom die goed by die sterf en hy sê nee, ek is die God van die lewe. En hy gaan so aan, hulle kom nou weer by hom en die Fariseërs kom dieselfde moment. Sê hulle, okay, ons moet nou aan God gee wat God toekom. God is die God van lewe. Klomp hulle rondom is maar, hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? En Jesus maak hierdie stelling, vers 37. Van Matteus 22, een van die sleutelverse in ons Christelike geloof. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod. Hy staan heel bo op die lys. En hy gebruik 'n aksentwoord, die woord hele, totaal, kompleet, afgehandel, sonder om iets uit te laat. Ek moet die Here lief hê met my hele hart. Alles wat ek is, alles wat ek het, is op hom eksklusief gefokus. En ek dink wat ek baie uit oefening en uit repetisie net oor en oor sê vir myself, is er die rede hoekom ek probeer leef soos wat ek leef, en die rede hoekom ek met 'n oop hand wil leef, en die rede hoekom ek in koninkryk wil leef, as iemand wat sê ek wil aan God gee wat sy deel is, alles is nommer 1, omdat ek die Here lief het. Ek het hom lief. Het ek hom elke dag kompleet lief? As jy ons elkeen se dae en gedagtes moet opweeg, is dit nie altyd so nie. Ons kom eerlik wees hier met mekaar, nee, ons is mos hier family. Maar wanneer dit kom by God se deel en wie hy is, en dat ek met 'n oop hand en 'n hart beleef, want is alles syne, is omdat ek die Here lief het. Jesus kom en sê dit nou al hierdie goed gehoor, wat God se deel is en wat behoort aan hom. Die realiteit is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit praat van hierdie goeders. En die woorde wat hy gebruik is goeders waar passie en dryf en fokus leef. Kan jy onthou toe jy jonger was? Ons doen dit mos nie nou meer nie. Ons is nou geestelik volwasse. Dan sien jy iets moois en dan sê jy, ek het my hart op dit gestel. Ek het my hart op dit. As ek net dit kan kry, dan gaan my lewe voller en mooier en my oom is so 6 maande terug oorlede. Hy was baie wel af. Hy het nou niks my gelos nie, ek sal eendag om te vra daaroor. Baie wel af. En hy was bitter lief vir die Here. Regtig lief vir die Here. Maar op aarde het hy ook gehou van 2 goed. Nou, een van die dinge sukkel ek mee, en dis golf. Hy was baie lief vir golf, baie. En die ander ding is 'n mooi kar. Nou, enige normale man is daar so nou na 'n kar. Ons almal ook, ek kan enige man ook hier vra, wat is daai een kar? En almal van ons, jy sê jy het dit. Wat is dit? Jy sê dit sê, dis wat ek net, ek ken dit. En hy, omdat hy heel eerste lief was vir die Here, want hy het mooi gegaan, soos 'n regtig mooi. Dan sê ek vir my kom Lou, mooi ding. Hy kan alles doen behalwe koffie maak. Hy kan jou massage, hy is raar, dis incredible. En dan sê, weet jy wat doen jy as jy 'n mooi nuwe kar het? Weet jy wat doen jy? Hy sê, al wat jy doen, hy sê, as dit wit is, maak dit nie saak nie, want jy gaan dit nie kan sien. Enig ander keer, dan vat jy jou sleutel, dan sit jy op die deur, dan loop jy so om 'n krap toe. So, maak dit 'n merk op ons. Dan sê, dis net aard so goed, dis net 'n kar. Dis ou, wat baie geld gehad het.
Maar wat het gebeur, sy hart is op die regte plek. Ek kan dit bekostig, is reg, ek mooi is reg, ek sê, ek sê nie, ek met groot maatskappy, maar is net 'n kar. Dis nie my identiteit nie, dis nie wie ek is nie, my lewe behoort aan God, hy het sy beeld oor my geskryf, ek is sy, en my hart is na hom toe gedraai, my hart is nie na my kar toe. Krap hom met die sleutel, hy sê nee, maar daar is hy tweedehands. Ja, ek sê hom, nee, oom, joh, ek weet nie wat ek ooit my kar kan doen. Ek kan nie naast my bekostig, my denk op bekostig, hy sê nee, maar is in die kar. Maak het seker, maak op tweedehands, as jy hom uitreik, krap hom. Hy sê, as het tweedehands, as het klap. As het tweedehands, as het kant. Want Jesus kom sy brood uit die goed wat jou passie dryf. Ons kan baie keer so, ons is passievol. My seun, hy's nou daar agter. Ek het skoene geskenk gekry. En ek nie vir myself ek kan dit nie bekos, dis duur skoene. Dis baie gemaklike skoene. En hy sien nie oor die skoene, hy dink, ja maar, hy dink my pel moes dit eintlik vir hom gekoop. Ek sê maar, hy het my verjaarsdag vir my gekoop. Hy sê nee, ek en Ruben daar aan dieselfde grootte, hy dink dis nou sy. Nou ek gaan skoene soek. Ek het skoene gekry. Vir my verjaarsdag. Nou sê nee, papa, ek is 'n tiener, spram hy. Sharing is caring. Nou, ek weet nie wanneer laas, want dit gebeur nie baie nie, maar ek weet nie, wanneer laas het jy skoene gaan aanpas? Hoe weird raak ons nie as ons skoene aanpas? Mense raak weird die skoene, jy loop op maniere wat jy nooit normaal sal loop nie. Jy trek my skoene en dan begin jy om so. Het jy dat gedoen? En dan vat jy, maar dan begin jy doen so my langs en sake sê mense, waar jy lewe, sê jy moet loop met die tekkies, want ons het maar nie gang af. Pa, asseblief. Staan ek vat en ek maak hom so, ja, hierdie is 'n goeie tekkie. Moet nie so ek wees, asseblief, jy maak maar nou weet jy, as het toe ons klein was, nee, ek onthou, en ek weet nie, ek in die 90 was al die tekkies wees, gypsies. Weet jy wel, hulle het syke rooi en blauw streepies op van gypsy tekkies, en dan syke enkel tekkies. Kom in brakpan goed, maar allemaal wou dit gaan, allemaal gypsies gaan. En ek het my waar sê, ek wil ook 'n gypsy hê, ek wil ook gypsies hê. En ons het toe Broema lyk toe, dit was definitief fake gypsies, anyway. En al wat hulle toe gehad, dit was 'n 12, ek dra 'n 9. En tone. En dan hy gypsies aan, ek het gypsies nou, ek wil niks raak nie, ek moet nie vuil word nie, dit mag nie stof kry nie, dit moet net nie. En wat gebeur, ons heg so baie ware aan aardse goed. 3 maande later is dit ook maar stofferig en vuil en dit lê net in die kas. Maar Jesus vra vir die gelowige, is dit moontlik, behalwe vir die gelowige, en dit moet die waarheid wees, kan jy my liewer hê as alles in die materiële om jou? Want ek het my stempel op jou gesit, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. En die verstand beteken alles, dit moet alles opneem wat ek constant aan dink. Ja, ons gaan werk en ons goed wat ons moet dink en syfers en goed moet klop en ons moet 'n klomp dinge doen. Dis maar die fokus van jou menswees moet op my alleen wees. As jy dis eers in die grootste gebod staan jy op bo. En dan kun jy tweede en jy met jou naaste lief is soos jouself. As jy aan hierdie twee hang die hele wet en die profete. Dat God het sy stempel op jou kom sit kerk. Jy is sy seun en sy dogter. Alles wat jy is en alles wat jy het behoort aan hom. Dit is syne. Ek sê vir die ouens volgend, ek sê 'n vriend van my in die bediening, André Bronkhorst, hy was so 2 jaar terug hierso, hy het 'n profetiese bediening, hulle was op pad na 'n ander bediening toe in Pier, hulle stop toe gou hier, was dit donderdag, Vrydag. En ons gaan eet gou saam met iets. En hy vlieg verskriklik baie en hy ry baie rond en ons kom tot die konklusie op die genade van die Here en iets wat vir my op 'n getuienis is en ek sê dit vanoggend vir die ouens. En dis die waarheid vir elke gelowige. As jy met jouself blaatant eerlik moet wees, regtig eerlik moet wees in jou wandel saam met die Here, is dit die volgende. As God sy hand van my afval, kan jy die slot oor 'n mens se lewe skryf. As God sy hand van jou afval, kan ek die slot oor my lewe skryf en oor jou lewe. Want ek besef, my bestaan week is as gevolg van die grootheid van God se genade. Wat ek guns in sy oë gekry het, vir iemand wat ons oor gepraat het, wat niks het om vir hom te bied nie. Maar tog is hy goed, want dit is sy karakter.
En dis wat my sê, jy moet hom so lief hê, want God het jou eerste lief gehad. En dis presies wat 1 Johannes 4 vers 19 sê. Ons het hom lief. Ek het die Here lief. Omdat hy ons eerste lief gehad. My en jou liefde na die Here toe is bloot net 'n reaksie op sy liefde aan my en jou. As gevolg van sy liefde wat hy oor my en jou uitgestort het, kan ek hom terug lief hê. Ek kan hom lief sê, Here, ek het U lief. Maar U het my eerste lief gehad. Hy kom by 'n man, Petrus, as jy Petrus se storie ken. Petrus verloon hom. As jy voor jou aankraai, gaan jy my 3 keer verloon. Jesus profeteer aan hom, maar Jesus het dit geweet en dit gebeur. Petrus laat val die bal. En Jesus maak moeite om by Petrus uit te kom en hy sê, Petrus, het jy my lief? Hy sê, ja Here, ek het jy lief. Maar Petrus weet in sy hart, ek het hom geval. Hy sê, Petrus, het jy my lief? Hy sê, ja Here, ek het jy lief. Derde maal sê die Bybel, vra hy sê, Petrus, het jy my waarlik lief? Petrus raak swak moedeloos, hy sê, Here, jy weet alles. Jy weet dat ek jy lief het. En hy sê, en hy kom maar keer, hy sê, ek weet dat my liefde skiep so al wil ek maar te kort, maar weet wat gebeur, Jesus restaureer, hy sê, jy het nog 'n taak, laat my skape wy. Jy het 'n groot werk om te doen in die koninkryk. Hy skryf hom nie wat doen nie. Hy sê, want ons kan hom lief hê, omdat hy my en jou eerste lief gehad. So wanneer ek 'n koninkrykslewe leef, wat met 'n oop hand en 'n oop hart, sê, Here, dit ek het. Ek wil dit gebruik in koninkryk, 'n plek en wat ewigheidswaarde het. Want jy kan niks saam met jou saamvat nie. Niks. Maar weet jy wat kan vir jou wag dan? Weet jy wat kan jy daar kry in die hemel? 'n Siele. So waar spandeer ons tyd en ons energie en ons gawes en ons geld? Is dit goed wat ewigheidswaarde het of is dit goed wat net tydelik is? Daar is goed wat tydelik geld kos, ja, ons moet krag betaal, ons moet kos kry, goed, alles belangrik. Maar my hart is, Here, my menswees, wat U my gemaak het, is 'n koninkryksmens. En dit wat ek het as resource wat U vir my kom gee, die gawes wat U vir my kom gee, die tyd wat U vir my gegee het, ja, die geld wat U vir my gegee het, Here, gebruik dit sodat koninkryk kan groei, sodat U naam daarmee uitgebou kan word, sodat U alleen verheerlik kan word. Ek wil nie te veel fokus op aardse materialistiese dinge nie, want dis alles net tydelik. En ek besef dat alles wat ek het en alles wat ek is as gevolg van U en U groot genade en omdat U my eerste lief gehad het. Kan ek U teruggeef. So as jy vir 'n uur vra die rede hoekom ek leef en probeer leef elke dag so, dis is nommer 1, want ek het die Here lief. En ek glo as ek hier begin daar by daai en ek gaan nie reg om tot hierso en ek vra vir jou in jou hart van harte, het jy vandag die Here lief? Glo ek elkeen van ons hier sal sê ja, ek het. Ek het die Here lief. Kry ook nie altyd reg soos wat ek moet nie. En ek is al dink soos 'n Petrus waar ek moet opstaan verloon kom en waar iets moet gebeur, staan ek terug en waar iets moet sê, bly ek stil. Dit is so maar, Here, ek het U lief. Ek het U lief want U het die stempel op my gesit en ek wil aan U gee wat aan U toekom en dis my totale menswees, dis alles wat ek is. Alles wat ek het en alles wat ek ooit sal wees, behoort eintlik net aan U. So wat die Here lief het. Die tweede rede hoekom ek so probeer leef op my lewe, wanneer dit kom by alles behoort aan die Here. Ek sê die rentmeesterskap is omdat ek die Here vertrou. En hierdie is 'n baie belangrike ding vir die gelowige om te verstaan. Vertroue word oor 'n tyd gebou. Daar's baie van ons hierso, daar's mense wat jy ken, jy sal hulle nooit meer vertrou. Hoekom? Want hulle het die vertroue gebreek. Dat toe hulle nodig gehad het, was hulle nie daar nie, het vir iets gesê in vertrouelikheid, hulle het dit nie vir hulle self gehou nie. Hulle het te goed teen jou gebruik wat jy gehoop het hulle jou sou help. Wat ook al die rede is, ek sukkel om te kan vertrou. Hoekom? Omdat dit wat hulle sê hulle gaan doen, hulle nie gedoen nie. Byvoorbeeld die vertroue in Suid-Afrika, dit is 'n ongelooflike waarheid. Die vertroue in die staat is baie laag, omdat dit wat ons hulle vertrou om te doen hulle nie. Maar goed, wat hy nog gesê, gee nie keiser, ek gee my belasting, maar ek kry nie return op my belasting. Ek gee dit maar dit. Hou op zo, iets op. Ja.
En my vrou se arme kar, ons is al die 7de tyre met 'n pot op. Verstaan, dit is maar net 'n klein kar, maar dit is wat dit is. Maar die realiteit van die uitnodiging is, die gelowige, hoekom ons leef soos wat ons leef, is ek vertrou die Here. Here, ek weet nie hoe die toekoms lyk nie, maar U weet. Ek weet nie hoe môre lyk nie, maar U weet. En ek gaan op U vertrou. Ek gaan nie op my eie wysheid, dit sê die Bybel, op my eie planne, of my eie aardse dinge vertrou nie. Ek gaan dit nie doen nie. Het jy geweet, ek gaan nou 'n brand doen, ek is jammer. Het jy geweet, die houtas kan ook breek? Nee. Koop hulle, dis goeie, dit is baie goeie. Maar ons het so baie vertroue op aarde, so ek wil sê, die beste plek waar jy jou vertroue kan stel, is in die grootheid van wie God is. Daar is nie 'n groter plek waar jy jou vertroue kan stel, as in die Here nie. Ons vertrou nie op aardse goed nie. En ek beleef soos ek leef, want ek vertrou die Here. Ek weet nie hoe die land gaan uitkom wat in die wêreld gebeur nie, dis al môre druk iemand op 'n rooi knop ergens op 'n lesenaar en hoor, en dan is dit almal se einde. Ek weet nie. Maar ek vertrou die Here vir my toekoms. Ek vertrou die Here vir my kinders se toekoms. Ek vertrou die Here ook vir hierdie gemeente, sy gemeente. Ek vertrou die Here. Dis hoe ek leef soos ek leef. Ek vertrou nie in my kortsigtige oortuigings en ook selfs die materiële nie. Dinge op aarde kan jy net so ver vat. Hier is goeie raad vir jou wanneer dit kom by vertroue, né? Materiële. Hier's van ons hier. Jy kyk nou hier van Dispatch af. Weet jy nou jou hand opgesteek? Ek het jou gesien, ek gaan nie. Dis nou vir julle 3 wat nou gekyk het van Dispatch. Hier's van ons hier. Het so groot vertroue in hierdie goed. Die aardse goed. Het so baie waarde daaraan geheg. Jy kan dit nie laat gaan nie. Dis vir jou so belangrik. Wat is jou identiteit? Dis wie jy is. Dit laat jou goed voel. Jy dink ek, ek het 'n mate van sukses. My raad aan jou is, vat so 'n bietjie waagmoed. Vat een van daai goed of vat ek gee dit weg. Gee weg. Wil jy dit verkoop nie? Gee dit weg. Wat jy net gebeur wanneer dit doen? Waar moet geld? Wanneer dit kom by geld en ek gee, weet jy doen dit, dan breek jy die krag van materialisme in my lewe. Breek dit, sê maar ek gaan nie my identiteit bou in wat ek het nie. Ek gaan my identiteit bou in wie sin ek is. Gaan dit weer sê, ek gaan nie my identiteit bou in wat ek het nie. Ek gaan my identiteit bou in wie sin ek is. En wanneer jy weet wie sin jy is, die groot soeke is om uit te vind wie ek is, nee, die groot soeke is wie sin is ek. Ek behoort aan God. En ek wil aan God gee wat hom toekom, en dis wie ek is. Here Jesus, ek wil alles wat ek is, alles wat ek het, behoort aan U, ek gee dit vir U. Ek wil my identiteit daarin kry. En ek het al baie goed in my lewe gehad, en dit is gemerkers geword. Op 'n stadium was dit 'n paar skoene, op 'n stadium was dit 'n horlosie. Ek het al baie goed weggegee. Sê ek gaan nie my identiteit in hierdie aardse goed vasmaak. Dit bepaal wie en hier is. Dit gaan ek nie doen nie. En ek weet van jy raas so goed met jou hart en dit voel hoe ietsie nou so in die keel gebeur. Kan dit weggee? Ja, kyk. Gaan ek vir sê, gaan werk jou eie ou vrese deur voor die Here. Ek wil sê okay, Heer. En dit so groot identiteit in my lewe geword, my so regeer, dit bepaal wie ek is. Want wanneer ek met 'n oop hart leef en ek begin gee en sê maar, hierdie aardse goed bepaal nie wie ek is nie. Ek breek die krag van materialisme. Ek vertrou nie eers, en ek sê dit baie versigtig, maar met groot oortuiging. Ek vertrou nie eers in my geld nie. Ek vertrou in die Here. Die van julle wat 'n bietjie ekonomie en politiek verstaan, die van julle wat nou die geskiedenis verstaan. 25, 26, 24 jaar terug, het daar 'n groot ding gebeur in Zimbabwe. Waar hulle gebeur het in die politiek, polities gaan so hierdie ding dryf. So mense van hulle plaas of gaan, en almal van vroue wat vertrou het op die ZIM-dollar. Wat het gebeur? Kon hulle niks help. Die wat ryk was so oornag arm. Ek het 'n paar was 'n sendeling. Hy is nog steeds 'n sendeling. En hy was 'n Mosambieke sendeling in die noorde en hy het altyd deur Zimbabwe gery. Hy sê toe hierdie goed val, toe die ZIM-dollar crash. Hy het die Isuzu gehad en ek dink hy was gelimit op 175 kon hy limit die bak. Nou is dit hy bid maar net maak ek dink op 140 klink engel uit en op 170 die duiwel op seker ook. Ek weet nie so met nou is dit baie van. En dan wil hy by die huis kom. Nou ry hy. Die Zimbabwe 175 met sy Isuzu op die limit. Die spring hy uit. Nou sê nou raak hy yskas. Nou is ek in die moeilikheid. Nou moet ek bid en die Here vra maak blind of iets van hom gedoen.
Hy sê hy het so vinnig gery. Die man wat hom afgetrek het, moet in die boek gaan kyk wat die boete is. Hy weet nie wat sy boete moet skryf. Hy moet in die boek gaan kyk wat sy boete moet skryf. Skryf hom die boete. Soveel $10, vat in die strokie, nou ry hy. Hy kom by die huis, in Mosambik die aand, toe werk en hy sê, toes die boete R18. Omdat die $10 nou geval het. Hy sê daar vandag, hy sê nee wat, hy maak net sakkies met geld, hy jaag op en af, hy sê, dit gee net 'n sak met geld. Hy het nou vinnig, hy sê, niemand gaan my nou keer, ek ken nou keer $500,000 af, wat het R18 boete, maar die realiteit is, ek vertrou nie op my geld. Geld kan baie doen vir jou, rarig. Maar God is baie groter as jou geld. God is baie groter as jou geld. Ek vertrou op hom. Spreuke 3 vers 5. En het nou 'n klomp van hierdie goed gelees vir ons aan die begin. Vertrou op die Here met jou hele hart. En steun op jou eie insig nie. Vertrou op die Here. Ek wil vir jou sê regtig, kom op blik die Here, ek vertrou U. Ek weet nie hoe goed gaan lyk nie, ek weet nie hoe gaan uitspeel nie. Vertrou op die Here. Die Here kan in 'n oomblik dinge uitsorteer vir jou wat jy jare gevat het om mee te sorteer. Regtig. Die Here kan in 'n oomblik vir jou insig gee wat jou eie insig nie vir jou gegee het nie, wat in 'n oomblik vir jou 'n deur kan oopmaak. Wat jy maande mee gesit het by besigheid. Ek kom dit nie. Maar die Here in 'n oomblik kan sê, bel die man. En al maande, jare is die moeilikheid, hoe baas dit opgelos? Die Here maar vertrou op U. Ek vertrou op U. Psalm 37 vers 5. Laat jou weg aan die Here, en dit het nie vir ons is. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. En hy sal dit uitvoer. Hoekom ek leef so wat ek leef, die Here dit wie ek is, en wat ek het gee aan U, want ek vertrou die Here. Ek het nie die Here lief nie, maar ek vertrou die Here. En as ek kyk wat die geskiedenis van God is, wat die Here gedoen het in die verlede, wil ek vir jou sê, jy kan op hom vertrou. As jy gaan kyk wat die Here in die verlede gedoen, en as hy oor homself sê, ek is die Here God Almagtige, ek verander nie. Ek verander nie. Die uitnodiging van die gelowiges, ek vertrou nie net op die goed, ek vertrou op die Here, ek laat my weg van hom oor. Psalm 12, Jesaja 12 vers 2, selfs in Jesaja die groot profeet, sê die volgende, hy sê, ja, God is my heil, hy sê, God is my redder, God is my redding, en ek is heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie. God is my redding, nie net redding nie, nie net redder nie, maar redding. God is my redding, ek sal nie vrees nie, ek sal vertrou. En hoe baie keer kry ons 'n beklamping op ons bors, want jy is goed wat hy sê, nee, ek sal nie vrees nie, ek sal vertrou. Hoekom? Want God is my redding. Jy sien, redder is in 'n oomblik. Redding loop die hele tyd deur. Nee, hy is aanhoudend. Hy is my redding, dis konstant, elke dag. Is God my redding? Hy is my redding. Hy is my redding. Hy is my redding. Hy is my redding. Maak nie saak wat gebeur voor. Hy is my redding. Ek gaan nie bang wees nie. Ek gaan nie vreesbevange raak nie. Ek gaan nie onseker wees nie. Ek gaan vertrou, want God is my redding. En dan sê hy wat? En ek het jou hierdie aksent geleer. Sê, want die Here, as dit so herhaal word, dis baie belangrik. Want die Here is my krag en my psalm, my lied. Hy het tot my heil geword, hy het my redding geword. Die Here is my krag, ek gaan op die Here vertrou. En dan die laaste ene, die derde ene. So heel eerste ek wil leef, ek wil aan God gee wat syne is, ek wil my lewe aan hom gee, alles. Ek wil dit doen wat ek het om lief. En nommer 2 wat ek doen het, dat ek vertrou hom. Ek vertrou hom. Ek kan nie vir jou sê, ek weet vrouens het gebeur glad nie met julle nie. Dis nou die ander kant van die make-up ding, nee, dis nou die ander kant, dis ons man se goed. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer ek in my 46 jaar se lewe nou, ek het my eerste memory op te gehad wat ek kan terug as ek so 5 jaar oud. So ek kan niks veel voor dit onthou nie. So dis hoekom as jou kinders nog klein is, jy kan hulle op 'n bietjie rap, so hulle onthou dit nie. Ek kan hulle so 'n bietjie tegnies doen. Ek dink die Here het dit so gemaak. Maar ek kan nie onthou, man, ek kan ons maar gou vinnig eerlik wees vir ons vrouens, net gewoon wees. Hoeveel keer ek na 'n eie insig besluit vir myself gesê het, en ek gaan nou 'n sterk woord gebruik, net of ons dit kan edit nie. Renier, jou stupid. Dis net ek, okay. Ja. Dan ek 'n probleem. Dan moet julle vir my kom bid. Ek kan nie onthou hoeveel keer
keer ek dit gedoen het nie. Want ek op myself vertrou met my eie planne, my eie dinge. Ek is great. Ek was 'n John Foster, ek was 'n prefect. My pa is 'n pastoor. Wat sê rede is ek ook op myself gegee? Ek het baie boeke al gelees. Ek het 'n slim vrou. Wat ek ook al kan wees. En dan maak ek my eie planne en ek my eie my eie goed en dan moet ek myself van die spookjes hier en hier. En ek is al 'n paar keer geklap in my lewe. So ek wil nie myself klap nie, maar hoe het hier gekom in eie insig? En ek is nou op 'n plek, en dit is 'n nuwe plek vir my, dit is uncharted ground vir my ook. Want ek het gesê, Here, maar ek leef in 'n plek nou van totale oorgawe. Ek vertrou nie. En weet wat het gebeur? Dit het baie dinge in my lewe, vir my, baie makliker gemaak. Maar weet jy dat ek agtergekom het? As ek raad by my moet vat, of by die Here, dan vat ek eerder nou. Want hy weet actually wat hy doen. Ek vertrou op die Here. En die laaste ruk beleef ek op baie ander geleenthede vir myself op. Want ek moet myself moes eerlik wees, myself. Is jy so oulik soos wat jy dink nie? Is jy so slim soos wat jy dink nie? Vertrou die Here, is beter vir jou. Sê maar, hy sê dit al in Matteus 22, hy het al 2000 jaar terug gesê, gee dit aan God wat aan hom toe kom. Sê ek, Isak, sê okay, hou jou vas, ek het jou. En nou wat gebeur? Nou het ek nie meer vrees nie, nie angstigheid nie, rustiger hy. Die Here weet wat hy doen, ek kan hom vertrou. Hy het homself getrou, bewys. Kyk maar terug, as jy gaan terug en hy het homself, daar, en daar, en daar, en daar, en dan sê homself, ek is dieselfde, ek verander nie, dieselfde. En dan laastens, ek het hom lief, vertrou hom. En laastens, ek wil so leef, ek wil aan God gee wat aan hom toe kom, dis my totale mens wees, want ek eer hom. Ek eer hom. Psalm 29, sê die volgende, Psalm 29 vers 2, gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here. Gee aan die Here eer aan sy naam. Ek wil 'n lewe leef wat aan God behoort, alles wat ek is, alles wat ek het, joh. Want ek wil God eer. Want hy is dit waardig. Die van julle wat bietjie nader aan my stap, sal weet, as 'n reël, bid ek hierdie gebed. Want aan U kom toe die alle lof, alle eer, alle aanbidding, vir ewig nie. Want wie wat my ken, sal weet, dis my gebed. Aan hom alleen, kom alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, want hy alleen is dit waardig. Psalm 29 sê, gee hom eer, sy naam, aanbid hom. In Kronieke 16 sê die volgende, gee aan die Here eer, die eer van sy naam. Dan sê 'n bietjie verder, dis nou, hier praat nou oor die offers, bring offers en kom voor sy aangesig, aanbid die Here in heilige gewaar. Hier skryf die Kronieke, hy sê, trek mooi aan. Maar dis iets so anders, ons gaan nie praat oor klere dra nie, maar dit is net so saai nou. Ja, trek mooi aan. As jy kan nie, ek het 'n pel gehad, hy was pastoor in 'n Mansantoutie. En hy sê, so daar kom baie ons gaan surf hulle gaan bodyboard, dan kom hulle kerk toe. Net hulle goed en nou stel die mense die goed, dan kom hulle goed in die kerk in. En so bestaan en sit hulle nou preek en hulle hoor net so. Wat? Ek sê toe so daai ou gesin agter, hy's besig om die lailou af te blaas. Blaas die lug ek so prop en blaas hy. Ek wil net 'n groot lailou. Blaas hy hom af. Sê die Here is ook welkom. Maar ek gee aan die Here. En die Kronieke sê, bring offers aan God. Hoe dit ook al lyk, of dit jou gawe is, wat die Here vir jou gee het, of jou talent, of jou geld, sê, ek bring dit, hoekom? Want hy is dit waardig. Hy is dit waardig. Ek wil so leef. Dis nie vir my moeilik nie. Ek wil God eer. Dit kom nie vir my, as dit nie so my vra, niks van dit kom vir my en dwang uit nie. En hy volgens spesifiek by die opvraag, hy sê, niemand dwing niemand nie. Vir my, ek wil so leef, ek wil kan gee, alles van wie ek is, en dit sluit geld in ook. Ek wil dit alles mee hoekom, want hy is dit waardig. Ek wil hom eer. Spreuke 3, vers 9, ek het vers 5 nou gelees. Sê hy volgende, hy sê, vereer die Here ook uit jou goed, jou aarde. En die eersteling van jou inkomste. Vereer die Here uit jou goed, en die eersteling van jou inkomste. Jy's geseën om 'n seëning ook te wees.
Ek het 'n baie goeie vriend. Hy is net besigheid, hy vat net tyd en hy verander dit met geld. Dit net op so neef, net. So hy is net goed daarmee. Hulle is net goed. Ek moet 17 dae vas. Dan 'n klomp goed dan die Here. Maar as ouens het en die Bybel kom en sê hoorie sommer eer die Here. Eer die Here as die Here jou op 'n plek gebring en sê hoorie, ek beleef 'n goeie seisoen. Dit gaan met my goed. Sê eer die Here. Wat hoekom? Daai goeie seisoen kom van God af. Daai oop deur kom van God af. Daai jaar in besigheid kom van God af. Dit kom net van God alleen. Sê Here, ek wil U eer. En dan maak hy klaar, nommer 1, ek leef so, ek en jy leef so want ons het hom lief, ons leef so want ons vertrou hom, en ons leef so want ons eer hom, en dan maak Jesaja klaar, en ek moet 'n waarskuwing. Hy kyk na die mense, wat so oppervlakkig so leef, en hy sê die volgende, hy sê, en die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond, en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my af hou. Sodat hulle vrees vir my, 'n aangeleerde mensegebod is. Hy sê die Here het gesê, hy sê daar's mense wat na my toe kom. Hy sê en die vrees en die agting wat hulle het, is 'n mensgemaakte ding. Hy sê dis nie aanbidding wat ek soek nie. Hy sê ja, jy eer my, gebruik die woord eer. Hy sê jy eer my met jou lippe. Jou hart is ver van my af. En dis hoekom lief eerste is. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Dit is die eerste plek wat God my en jou wil hê. Here, ek het U lief met my hele hart. Dis waar ons begin. Want daar het ek die Here lief wanneer ek alles het en wanneer ek niks het. Wanneer ek ryk is, wanneer ek arm is, wanneer ek siek is, wanneer ek gesond, daai is nie relevant. Ek het U lief met my hele hart. En uit daai liefde, Here, ek vertrou U. Ek weet nie hoe goed, maar U weet, ek vertrou U. En uit dit sê Here, ek eer U, want U alleen is waardig. En dit kom nie net, dis nie net lippetaal nou nie. Dit is nie wat op 'n sensus ingevul word, ja, ek's 'n Christen nie, maar dit is die aktiewe bestanddeel van my wandel, is dat my hart is na Hom toe gedra. En wanneer jy daar kom, hier is my, en dit is my belofte aan jou, wanneer jy daar kom, wil ek vir jou sê, trek daar 'n rustigheid oor jou gemoed. Daar trek 'n rustigheid oor jou gemoed. Here, ek het U lief, ek vertrou op U, en ek eer. Trek 'n rustigheid oor jou gemoed, die Here sal my dra. En dan is dit vir my maklik, om met 'n oop hand te leef, vertrou nie op my geld, ek vertrou nie op my goed nie, vertrou op die Here. En ek eer Hom in dit wat ek het. As dit my tyd is, Here, ek eer U met my tyd. As dit my gawes is, Here, ek eer U met my gawes. U het my 'n gawe gegee. Hier's mense hier wat hierso sit, wat baie sterk is in baie areas waar ek nie sterk is. Here, daai gawe vir jou gegee, dit het my gegee. En dit is belangrik in die koninkryk. En ons van ons wat hier sit, jy weet nie Here het jou 'n gawe gegee. Wat jy moet gebruik om koninkryk te dien. En weet jy wat doen jy? Jy sit op hom. Die Here moet iemand anders stuur. Hy wil nie, hy het jou gestuur. Hy wil jou gebruik. Hy wil jou deel maak van die avontuur. Maar wanneer jy daar kom sê, Here, ek het U lief, ek eer U, ek vertrou U, dan is dit maklik. Sê maar hier, my tyd, my energie, my gawes, ja, my geld, hier is dit Here. Wat vra jy van my? Want my hart is na U toe gedraai, ek het U lief met my hele hart, my hele siel, met my hele verstand. En omdat ek daar is dit maklik om U te vertrou. En omdat ek daar is dit maklik om U te eer. Dus kom ek op 'n plek gekom in my lewe, waar ek met 'n oop hand en 'n oop hart kan leef, in elke aspek van my bestaan. Elke aspek van my bestaan. Ek het in my lewe te veel gesmaak, gesien en beleef wie God is. En ek besef, soos wat ek ouer word, God het sy beeld oor my gestem. En ek wil soos dit leef. Ek gee aan die keiser wat hom toekom, partykeer onder dwang, partykeer onder groot spanning, maar ek beleef dit glad nie my verhouding met die Here. Dis 'n geval wat sê, Here, U het my eers lief gehad, wat 'n voorreg om U terug lief te hê. Elke goeie gawe wat ek in my huis het, U vir my kom gee. Weet jy wat die mooi is? Ek het as 'n reël die laaste 2 jaar gepreek met 'n blou baadjie. En ek het 'n blou baadjie. Ek het hom nog steeds. Iemand het hierdie blou baadjie, hierdie bruin baadjie by gesak. Dan het ek gedink ek het 'n ander kleur nodig.
Die Here voorsien, soos hy voorsien. Maar mag ek in jou beplek met sê, Here, ek het U lief met my hele hart. Ek gaan nie my hart na aardse goed vasmaak, ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan U vertrou. Ek weet nie altyd nie, maar ek gaan U vertrou. En ek gaan U eer, want U alleen is waardig. En ek wil jou nooi, dat dit my en jou realiteit sal wees. Dan raak baie dinge wat vir jou op die dag moeilik is, eintlik baie maklik. Wanneer jy reg verstaan, alles wat ek is, en alles wat ek het. Syne. Ek was dankbaar nou die dag, toe ek nou snaaks geloop met dekkies kry. Dankbaar. Maar as ek net een paar en dan het ek net een paar, dan stuk dan gaan ek net so aan. En dan kom my seun so by my druppels. En ek druppel jy met dekkies. Ek saai dit in jou lewe. Net my seun. My naaste, my beste, ek gee dit vir jou. Weet jy, hy het my in ruil gegee? Crocs. Dis ook ek verstaan, dis sy beste. Papa, ek gee my beste, papa. Dis Crocs. Jy moet die deel mooi verstaan, hè? Dink jy, Here, ek het net Crocs om te bring. Ek het net Crocs. Here, want sy Crocs het 'n bietjie sand op, man. Hulle nie 3 sand. Dis gepunkte. Dis specks-Crocs. Hulle is Crocs. Maar wat ook al jou plek nou is, kerk op jou, wat ook al jou plek, jou realiteit is, Here, net soos wat die beginsel sê, gee die keiser, wat in die keiser, nooi Jesus my en jou vandag, gee aan God wat aan God kom. Dis soveel meer as geld. Dis wie jy is. Here, wie ek is, behoort aan U. En gebruik dit tot U eer, want ek wil U eer. En ek vertrou U in alles. Mag dit my en jou deel wees. En kom ons bid saam. As jou geliefde langs jou is, pak sommer aan. Here, dankie dat ons kan saam bid as 'n gemeente vandag. Dankie vir U getrouheid oor die eeue. Maar dankie ook vir U getrouheid vandag in my lewe. Nie net in die groot nie, maar ook in die klein, vir elkeen van ons hier. Here, ek bid dat elkeen van ons hier vandag onder die geklank van my stem sal weet dat U getrou is. En dat ons kan maar op U vertrou. Mag elkeen van ons hier vandag weet dat U alleen waardig is om geëer en aanbid te word. En mag ons U eer en aanbid vir wie U is, want U alleen is werklik waardig. En mag ons die liefde wat U oor ons uitgestort het ontvang. En mag ons U terug lief hê soos wat U ons eerste lief gehad het. Met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. En mag ons net soos wat ons in die aardse moet gee aan die keiser. Mag ons totale mens wees aan U gee, want dit behoort aan U. U beeld, oor ons gemessel, oor ons vasgemaak, oor ons uitgeroep en geskryf. Mag alles wat ons is, alles wat ons het, mag ons dit aan U gee, mag dit aan U behoort. U alleen is waardig. Dus dankie daarvoor, in Jesus naam. En almal sê, Amen. Amen. Ek wil al die ouers nooi om seker te maak, gehad 11 en 12, dat jy kundig by die fondasie staan, ek wil jou seën. En as jy dadelijk gaan nie kom bring en ek kom saam met ons, dan kry ons lekker saam. Steek jou hande uit na my, ek hande uitsteek na jou, so ons kom mekaar seën. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van ons Vader, en die vrede en die gemeenskap van die Heilige Gees, met jou wees en bly. En mag jy hom lief hê, mag jy hom vertrou, en mag jy hom eer. In Jesus naam. Amen. Amen. Oké, saam met ons vir die dag gaan.